Dis jou weeklikse inspirasie met my Renée, waar ek vir jou elke week sal herinner dat jy sterker is as wat jy dink. En hoe meer jy die krag van jou keuses laat geld, hoe kragtiger sal jou keuses word. Jy is waar jy is, deur die keuses wat jy maak. Bly ingeskakel vir hierdie week se potgooi motiveringstool en 'n lekker uitdaging vir die week. In ons tema Rise Above It All het ons in ons laaste episode gesels oor resilience of veerkragtigheid, wat verwys na ons vermoë om verandering effektief te hanteer, om terug te bons. Die vermoë om nie net moeilike tye te oorleef nie, maar om tydens moeilike tye te groei en te floreer. Nou, resilience is die R in rise. Vandag gesels ons oor die I in rise en dit staan vir innovering. Die definisie van innovering is om verandering aan te bring in iets wat gevestig is, of die invoer van nuwigheid. So innovering beteken eintlik verandering. So die vraag is, kan ons sonder innovering groei? Die antwoord is nee. Sonder innovering is vooruitgang onmoontlik. Nou, hoe kan jy innoverend wees in jou persoonlike vooruitgang? Nommer 1. Bly nuuskierig. Mense wat verandering omhels, soek altyd 'n manier om dinge te verbeter. Hulle bly nuuskierig oor nuwigheid, hoe dit hulle kan help en ook hoe dit ander kan help. Hulle bevraagteken altyd die status quo en soek na nuwe maniere om dinge aan te pak. Nou wil ek vir jou vra, wanneer laas het jy 'n nuwe stokperdjie begin, 'n nuwe skrywer se boeke begin lees, of 'n nuwe taal begin leer, of selfs nuwe vriende te maak? Die moontlikheid vir nuwigheid is oneindig. So wenk nommer 1 is, bly nuuskierig. Wenk nommer 2 is, vat 'n kans en maak foute. Innovering beteken om sonder ophou aan te hou probeer en nie bang te wees om foute te maak nie. Het jy geweet, Thomas Edison het 1000 foute gemaak voordat hy die gloeilamp reg gekry het. So, hou aan om jou grense bietjie verder te druk. Hoe meer jy jou eie grense druk, hoe meer sal jou grense uitbrei in jou vermoë om meer aan te pak, om meer kennis op te doen en selfs om in moeilike tye te floreer. Wenk nommer 3. Bly in die oomblik. Wees bewus van wat rondom jou gebeur en die oomblik wat jy ervaar. Moenie die lewe in autopilot beleef nie. Wanneer jy met jou volle bewustheid en met mindfulness deur die lewe gaan, is jy meer geneig om geleenthede raak te sien. Jy is meer geneig om 'n beter luisteraar te word en meer ontvanklik te word vir nuwe idees. So daar is dit. Hoe kan jy innoverend wees in jou persoonlike groei en ontwikkeling? Bly nuuskierig. Vat kansse en maak foute en bly in die oomblik. Maar nou, wat van in jou besigheid? Hoe kan jy in jou besigheid innoverend wees? Kom ons kyk na 3 wenke wat jy moontlik kan toepas om in jou eie besigheid innoverend te wees. Nommer 1, kleiner is beter. Innovering is nie altyd groot en dramaties nie. Innovering kan klein veranderinge wees aan bestaande dienste of produkte. Klein veranderinge wat groot waarde vir jou kliënte sal wees. Nommer 2, moenie kreatiwiteit versmoor nie. Wel, ek kan vir jou sê dat korttermyn doelwitte en obsessie met besparing jou kreatiwiteit sal versmoor. Onthou dat kreatiwiteit is die brandstof vir innovasie. So, weet dat al jou pogings nie gaan slaag nie, maar dat elke poging 'n down payment is vir wat eventually gaan werk. So dink langtermyn, dink verhoudinge en dink aan wat jou kliënte se vertroue sal wen. So 'n laaste wenk om innovasie in jou besigheid te implementeer is, beloon jou kliënte. Weet julle, ek is absoluut mal oor rewards, veral as ek dit by my plaaslike winkels kry en dis hoekom ek elke keer teruggaan. Nou, kan jy dink aan maniere hoe jy jou kliënte kan beloon? Dit hoef nie vir jou geld te kos nie. Dit kan 'n boodskapie op sosiale media wees of dit kan 'n dankiebriefie wees. Maar laat jou kliënte spesiaal voel. En ek beloof jou, hulle sal terugkom vir meer. So daar's jou wenke om innoverend binne in jou besigheid te wees.
Kleiner is beter. Innovasie hoef nie groot en dramaties te wees nie. Dit kan klein veranderingkies wees aan bestaande produkte. Nommer 2, moenie jou kreatiwiteit versmoor deur korttermyn te dink nie. Dink langtermyn, dink verhoudinge, dink vertroue. En dan laastens, beloon jou kliënt. Laat hulle spesiaal voel en hulle sal terugkom vir meer. So, let's rise above it all. Moeilike tye is tydelik. Deur resilience en innovering kan jy uitstyg bo dit wat jy onderkry. Want jy is sterker as wat jy dink. Jou grootste mag lê in die keuses wat jy maak. En hoe meer jy die krag van jou keuses laat geld, hoe groter sal die impak van jou besluite word.